Broeders en susters en kinders, ons is vanoggend dankbaar. Die week het die ding weer nie gewerk nie, vanoggend werk hy weer, so ons is dankbaar in die klankwerk. So dit is nogal elke keer as mens kom en jy kry dit so, dan is jy dankbaar daarvoor. Ons het vanoggend enkele afkondiging voor die erediens, en dit is dat ons kollektes gaan soos gebruiklik vir die diens van barmhartigheid onder die erediens, en as die Here wil, gaan dit volgende Sondag by die deure vir emeritaatsversorging. Vanoggend se deurkollekte is vir die jeugsorg. Net 'n herinnering, emeritaatsversorging, dit is die fonds waaruit ons emerities, soos Dominee Rassiele en die dominees van die gereformeerde kerke van voor 1994 almal uitversorg word. So volgende Sondag dan ons kollekte vir die emeritaatsversorging. Dit dan wat ons afkondigings betref voor die diens. Kom ons begin vanoggend, ons gaan saam sing Skrifberuiming 8:3, waarin ons ook sing van die Heilige Gees. Ons gaan vanoggend ook in die prediking stil staan by die Heilige Gees, en daarom sing ons vanoggend voor die tyd, terwyl ons so sit as intreelied ook Skrifberuiming 8:3. Daarmee sê ons vir mekaar en vir die wêreld, ons hulp is net in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons sing saam ons geloofsbelijdenis. Ons sing vers 1, 2 en 3 van Skrifberuiming 12:2, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem. Dan gaan ons luister na die 10 gebooie, en nadat ons daarna geluister het, sal ons vers 4 en 5 van ons geloofsbelijdenis ook saam sing.
Die wonder daarvan om jou geloof te kan bely in Jesus Christus, jou verlosser, wat jou van al die sonde skuld bevry het, wat vir jou sonde skuld betaal het, wat in jou plek die straf op jou sondes gedra het, en dan wat jy ook sê, weerkom om as 'n regter te oordeel. En dan oordeel hy volgens die wet. En die wet waarvolgens hy oordeel, vind ons in die 10 gebooie. Opgesom in liefde vir God en liefde vir ons naaste. Maar dan weet ons, dis juist hoekom Jesus gekom het, is om vir ons sondeskuld te betaal. En daarom luister ons vanoggend weer na die 10 gebooie, maar ons luister daarna ook in die lig van dit wat ons sopas bely het. En wat ons hierna ook gaan bely is, dat ons sondeskuld is vergewe. En daarom luister ons daarna ook as 'n reël en 'n wet vir ons dankbaarheidslewe. Kom ons luister saam Eksodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Tot sover die wet van die Here. Kom ons staan nou en dan sing ons saam vers 4 en 5. En kyk mooi wat sing ons daarin ook oor die Heilige Gees. Wat doen die Heilige Gees in ons lewens? En wat glo ons oor ons sondeskuld in die laaste vers? Kom ons staan en ons sing vers 4 en 5 waarna ons saam sal bid.
Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om vanoggend weer so saam ons geloof te kan bely. Ons geloof in U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, wat ons ook uit ons sonde dood uit opgewek het. Ons wat dood was in die sonde, lewend gemaak het vir U. Daarom bid ons vanoggend en ons vra dat U die verkondiging van die evangelie vanoggend in ons lewens sal seën en deur die Heilige Gees in ons harte sal werk, sodat ons in die geloof kan volhard. Ongeag die dinge wat met ons en rondom ons en in ons gebeur. Ons altyd sal vashou aan die kosbare skat van geloof, waardeur U ons ook onlosmaaklik aan U verbind het. Ons vra dit nie net vir onsself nie, maar dis ook ons gebed vir die kerk wat oor die wêreld heen versprei is. Ja, laat U koninkryk sigbaar word in elke kind van U se lewens en daardeur ook aan die wêreld. Ons bid ook vandag in besonder in ons eie gemeente vir hulle wat siek is, hulle wat weens ouderdom liggaamlik swak is, elke broer en suster wat bekommerd is. Troos ons almal met die wete daar is niks wat ons van U liefde kan skei nie. In hierdie wêreld daar nie 'n mag of 'n krag of 'n mens of enige iets is wat met ons gebeur, wat die band wat U met ons gesmee het, ooit sal kan breek nie. Ons vra ook dat U in ons land ook vir ons vrede sal bring en rustigheid sal bring. Ons weet daar is so baie dinge wat in ons land verkeerd is. En daarom vra ons ook, verlos ons van die bose en laat ons ook elkeen U lig helder laat skyn deur die manier hoe ons ook in ons land lewe. Ons weet ook van baie rampe wat mense tref op hierdie tyd. Ons weet van brande in die Kaap, ons weet van oorstromings in die ooste, in die laafveldgebiede. Ons hoor van 'n groot epidemie, pandemie van back and close hier onder ons boere se diere. Alles dinge wat ook ons raak. Gee dat ons daarin ook in die geloof sal volhard en sal onthou dat U self ook vir ons die belofte gee dat hierdie dinge nie altyd so sal wees nie. Dat U self ook in beheer is en dat U self ook uitkoms gee, selfs in tye van beproewing. Ons vra ook dat U elkeen van ons se sonde sal vergewe en dat U elkeen van ons deur die Heilige Gees ook so sal lei dat ons moedig ook teen ons eie sondige natuur sal stry en oorwin. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons luister na die woord van die Here uit 2 Timoteus hoofstuk 1, die tweede brief van Paulus aan Timoteus. Hy sê van Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God gestuur om die belofte te verkondig van lewe in Christus Jesus.
aan Timoteus, my geliefde seun. Genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons Here. Ek dank God, wat ek net soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik dag en nag in my gebede aan jou dink. Ek onthou jou afskeidstrane en wil jou baie graag weer sien. Dit sal vir my 'n groot vreugde wees. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Lois en in jou ma Eunice was, en wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. Jy moenie skaam wees om die boodskap van die Here te verkondig nie, en moet jou ook nie skaam vir my wat om sy ontwille gevangene is nie. Inteendeel, dra jou deel van ontberings vir die evangelie met die krag wat God jou gee. Hy het ons gered en ons geroep om aan hom toegewy te wees. Dit het hy gedoen nie op grond van ons dade nie, maar op grond van sy eie besluit en die genade wat hy van ewigheid af in Christus Jesus aan ons geskenk het. Hierdie genade is nou aan ons geopenbaar deur die koms van ons verlosser Christus Jesus. Hy het die mag van die dood gebreek en die lewe aan die lig gebring. Van hierdie evangelie het hy my aangestel as prediker en apostel en leraar. Om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar dit skrik my nie af nie, want ek weet op wie ek vertrou, en ek is daarvan oortuig dat hy magtig is om wat hy aan my toevertrou het, tot op die dag wat hy weer kom, in stand te hou. Neem die woorde wat jy van my gehoor het, as voorbeeld van gesonde verkondiging, en volg dit na in die geloof en liefde, wat ons in Christus Jesus het. Wat aan jou toevertrou is goed. Bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Soos jy weet, het almal in die provinsie Asie my in die steek gelaat. Onder hulle is ook Vigelius en Hermonegus. Mag die Here barmhartigheid bewys aan die huisgesin van Onesiforus, want hy het my dikwels kom opbeer. Hy het hom nie daarvoor geskaam dat ek in boeye sit nie. Maar toe hy in Rome kom, het hy ywerig na my gesoek, tot hy my gekry het. Mag die Here gee dat hy by hom ontferming vind op die dag wanneer hy weer kom. En wat Onesiforus alles in Efese vir my gedoen het, weet jy self baie goed. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte, en dan in besonder vers 6 en vers 7. Hy sê vir Timoteus, om hierdie rede herinner ek jou daaraan, dat jy die genadegawe wat God jou gegee het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer moet aanblaas. Die Gees wat God ons gegee het, maak ons immers nie lafhartig nie, maar vul ons met krag en liefde en selfbeheersing. En dan sê hy ook in vers 14, bewaar dit deur die Heilige Gees wat in ons woon. Kom ons sing eers saam, broeders en susters, Psalm 31. Ons staan vir die sing daarvan, ons sing vers 1, 2 en 3, waarna ons weer ons sitplekke kan inneem.
Vanoggend, broeders en susters, se tema vir die prediking val dalk 'n bietjie vreemd op die oor as jy dit die eerste keer hoor. Ons gaan vanoggend kyk na die tema as dinge verander. As dinge in my lewe verander. Want in elkeen van ons se lewens kom daar tye wanneer ons voel of wanneer ons weet dinge sal nooit weer dieselfde wees nie. Daardie dag wanneer 'n mens se omstandighede, kom ons sê dit maar so, 'n ander koers inslaan as wat jy self beplan het of gedink het, dit sou wees. En dit gebeur met alle mense. Alle mense ken verandering, want ons lewe in 'n wêreld vol veranderinge. Dink maar vir 'n oomblik daaroor. Net in ons leeftyd, hoe het dinge nie verander wat betref hoe tegnologie 'n mens se lewe raak nie. Hoe dat tegnologie verander het. Dinge wat ontwerp word en ontdek word, weet iets van ons wat nog met perdekarre in Ossewanskerk toe gery het. Vandag ry ons almal met motors, jy het selfs motors wat hulle self kan bestuur. Ons almal het gesien hoe telefone en televisie en rekenaar, selfone, internet en vandag ook selfs kunsmatige intelligensie ons lewens onherroepelik om verander het. Dis letterlik honderde uitvindsels wat die manier hoe ons lewe en die manier hoe ons dink en hoe ons optree verander het. Ook op sosiale vlak of in die samelewing is daar baie veranderings, hoe mense optree. Ons almal onthou nog wat vandag hier sit die ouer mense die dae toe almal wou weet wat sê die kerk en wat het die kerk besluit en wat dink die kerk. Vandag leef ons in 'n wêreld waar die oorgrootste meerderheid mense nie meer 'n voet in 'n kerk sit nie. En die kerke waarmee ons groot geword het, soos ons eie gemeentes, die Hervormde Kerk, die NG Kerk, letterlik daarvan getuig, en nie net by ons nie, maar oor die hele wêreld, dat die getalle met duisende, nie honderde nie, duisende per jaar sal daal. Dan dink mens nog aan die invloed wat siektes op ons lewens het. Ons almal weet wat COVID teweeggebring het, die verandering in die manier hoe mense dink en lewe. En baie nader aan onsself, hoe dat die diagnose met siekte of die dood van 'n geliefde, of die skielike verlies van jou werk of jou geleenthede, of net dat jy moet trek, daardie verandering in jou lewe. Die punt is, wat ons geloofslewe betref, het al hierdie veranderings 'n baie groot invloed. Mens sien dit duidelik ook in mense se benadering tot godsdiens in die algemeen. Al meer mense wat half apaties gaan staan en half ongevoelig raak oor die kerk en wat ons hier beleef en saam doen. Verder sien ons hoe dat dinge wat ons vir duisende jare as vanselfsprekend aanvaar, elke dag bevraagteken word. En daar's 'n rede daarvoor, want jong mense en mense vandag glo nie sommer alles wat jy vir hulle sê nie. Hulle word van kleins af geleer om selfinligting te versamel, selfinligting te verwerk en te gebruik. Maar die punt is, dat dinge verander het in ons lewens, en dat dinge steeds sal verander, is 'n feit. En ons moet baie realisties hieroor wees, dat dinge kan en sal nie altyd dieselfde bly nie. Maak nie saak hoe graag ons dit wil hê nie.
Dinge kan nie altyd dieselfde bly nie. Dit kan nie bly soos dit is nie. En die vraag waarmee ons vanoggend gekonfronteer word is, hoe hanteer ek en jy verandering in ons lewens? En dis hier waar die res, kan men sê, van die preek se tema na vore kom, die belangrike deel. As dinge verander, onthou, die Gees van God is in jou. As dinge in jou lewe verander, onthou, die Heilige Gees van God, die krag van God is in jou. Ons gaan vanoggend na hierdie tema kyk in die hand van dit wat ons in die lewe van Timoteus sien. Nou, onthou wie Timoteus was. Ons hoor iets daarvan as Paulus vir hom skryf aan Timoteus, my geliefde seun in die geloof. Dit was 'n jong man wat groot geword het met 'n gelowige ouma en 'n gelowige ma wat 'n gelowige geword het. Wat later vir Paulus leer ken het en op die ou einde by Paulus geleer het en by Paulus kan mens amper sê die bediening van die evangelie in die stad Efese oorgeneem het. Baie mense sal vir jou sê Timoteus was die eerste dominee amper in Efese gewees. Nou ons gaan vanoggend na 3 dinge kyk in Timoteus se lewe. Soos Paulus dit in die hoofstuk ook vir ons verwoord. Die eerste punt waarby ons gaan stil staan is as dinge nie meer dieselfde is nie. Die tweede punt is die Gees van God gee krag in nuwe omstandighede. En dan die oproep hou in veranderde omstandighede vas aan wat jy het. So die eerste punt dan, as dinge nie meer dieselfde is nie. Dan moet ons onthou, die tyd van Paulus, het mense nie soos ons 'n selfoon gehad en 'n internet cloud gehad wat 'n klomp goed vir jou onthou nie. Hulle het ook nie foto's gehad waarmee hulle mekaar kan onthou nie. Hulle moes hulle kop gebruik. Onthou dit, baie van die mense kon nie eers lees of skryf behoorlik nie. Hulle moes op hulle geheue staat maak. Nou hoor ons van Paulus, hy sit in die tronk. En Paulus sit in die tronk en dan dink hy, in sy geheue dink hy aan sy jong kind in die geloof Timoteus. En wat onthou hy? Hy onthou eerstens Timoteus se afskeidstrane, noem hy dit. Die trane wat Timoteus gehuil het toe Paulus hom daar in Efese alleen agtergelaat het. Nou weet ons, trane sê baie keer oneindig meer as wat woorde kan sê. Nou, wat getuig Timoteus se trane? Dit getuig van liefde vir Paulus. Dit sê vir Paulus dat hy in Timoteus iemand het wat dieselfde as hy dink, wat dieselfde as hy voel, wat in hom 'n vaderfiguur gevind het. 'n Jong man wat na hom opgekyk het. Hoekom? Hy vat dit verder en hy dink verder en hy dink aan Timoteus se geloof. Dan weet hy dis dieselfde geloof wat in Timoteus se ouma en Timoteus se ma ook was. Watter geloof? Die geloof in Jesus Christus as ons enigste verlosser. En sê Paulus, hy is oortuig daarvan dat Timoteus, anders as van die ander gelowiges in Asië soos Phygelius en Hermonegus, nie net 'n mooi weers gelowige of kom ons sê 'n mooi weers vriend is nie. Hulle het vir Paulus versaak toe Paulus in die tronk beland het. Nee, sê Paulus, hy is oortuig daarvan dat Timoteus is sy kind in die geloof. En daarom sê hy, verlang hy ook daarna en dit sal vir hom vreugde bring as hy net een keer in sy lewe weer vir Timoteus kan sien. Nou weet ons dit het nie gebeur nie. En daarom begin Paulus en dan as hy so aan Timoteus dink en wie Timoteus is en wat Timoteus vir hom gedoen het en wat Timoteus se geloof beteken, dan begin hy en hy sê ek dank God.
Ek dank God vir die wonder van jou geloof. Daaroor is daar nie 'n twyfel nie, daaroor is daar nie onsekerheid by Paulus nie. Timoteus is 'n gelowige. En daarvoor dank hy die Here. Maar daar's 'n probleem. Wat is die probleem? Timoteus se ywerigheid het begin afkoel. Kom ons sê sy ywerigheid om in diens van die Here te staan, sy entoesiasme waarmee hy sy gawes aangewend het tot nut van die gelowiges in Efese, het begin taan. Hoekom? Veranderende omstandighede, verandering in sy lewe het 'n demper geplaas op, kom ons sê maar, sy diensbaarheid en sy geloofsywer. En dit gebeur met ons ook. Dat verandering in ons lewens 'n demper plaas op ons geloofslewe en op ons ywerigheid waarmee ons die Here dien en op die diensbaarheid in die koninkryk van die Here. Paulus het geweet van die vuur van Timoteus se genadegawe waarvan die vlammetjies laag begin brand het. Vanweë die verandering in Timoteus se omstandighede en in sy lewe, het die vlammetjies al kleiner en kleiner geword. Wat presies alles met Timoteus gebeur het, kan ons nie altyd met sekerheid sê nie, maar daar het eerder 'n reeks goeters met hom gebeur wat dit veroorsaak het. Wat veroorsaak het dat hy moedeloos geraak het en teruggetrokke geraak het en stil geraak het. Wat weet ons? Ons weet in die eerste plek 1 Timoteus 5 vers 23 dat hy met sy gesondheid begin sukkel het. Hy het siek geword, hy het herhaaldelik siek geword. Sy gesondheid was nie wat dit moes wees nie. Ons weet ook nadat Paulus uit Efese uit vertrek het, was daar 'n klomp dwaalleraars in Efese wat die lewe vir die jong man moeilik gemaak het. En dan om alles te kroon. Om alles te kroon is dit ook in hierdie tyd wat dinge vir die gelowiges nogal ernstig begin verander het. Waarvan praat ek? Die vervolging van Christene. Trouwens, Paulus, Timoteus se geliefde leermeester, sit in die tronk, oor hy sy genadegawes aangewend het, oor hy die woord van die Here verkondig het, die evangelie verkondig het. Soos ons vir mekaar moet sê, dinge was nie meer dieselfde nie. Maar sê Paulus vir Timoteus, blaas die genadegawe wat jy van God ontvang het, toe ek jou die hande opgelê het, soos 'n vuur weer aan. Gaan waai die vlamme, gaan maak dit wakker. Ja, Paulus self is op die punt om doodgemaak te word vir sy geloof, vir die feit dat hy die evangelie verkondig. Maar sê hy, Timoteus moet aangaan waar hy opgehou het. Die gawe van die Gees in hom moenie deur sy omstandighede gedemp word nie. Die vuur wat daar in hom brand, moet aangeblaas word sodat dit kan vlam vat. Vlam vat want, hoor mooi, die Gees van God gee krag in alle omstandighede, ook in jou nuwe omstandighede. Ja, dit sal verander, jou lewe sal verander, maar God verander nooit nie. En dis kom ons noem maar die geheim van die lewe. Jy moet nie so behep raak met jouself en met jou eie omstandighede nie. Jy moet fokus op God en wie God is. Jy moet fokus op dit wat God vir jou gegee het. Sy genadegawe wat deur niks en niemand oortref kan word nie.
Dink vir 'n oomblik, broers en susters, aan alles wat God vir jou gegee het. Wat jy al daarmee gedoen het. Dink 'n bietjie aan alles wat jy al in die geloof aangepak het en deurgevoer het. Waaraan was dit toegeskryf? Ja, sê Paulus, ek dank God vir jou geloof. Want dis nie deur eie krag dat ons as gelowiges kan staande bly in 'n veranderende wêreld nie. Dis nie deur eie krag dat ons kan staande bly in 'n vyhandige wêreld nie. Dis net deur die krag van God wat in ons woon. Dis net deur die Heilige Gees wat God vir ons gegee het. En daar's baie goed wat jy oor die Heilige Gees kan sê. Dink 'n bietjie daaraan. Dis die liefde van God wat in ons harte is. Dis die lewe wat in ons harte is. Dis die asem van die lewe wat in ons harte is. Dis die trooster, sê Jesus, wat hy vir ons gee. Dis die een wat bid wanneer jy nie meer woorde het om te bid nie. Daarom die belangrike vanoggend. Hou vas. Waaraan nou moet ons vashou? As ons omstandighede verander, as dinge nie meer dieselfde in my lewe gaan wees nie. Hou vas aan dit wat God vir jou gegee het. Baie eenvoudig, hou vas aan wat God vir jou gegee het. En wat het God nie alles vir ons gegee nie? Nooit kan 'n mens genoeg klem daarop lê nie. Die groot waarhede van ons geloof. En Paulus probeer dit vir Timoteus en vir ons baie mooi verduidelik. Wat is die groot waarheid van jou geloof? Belangrike is, God red en roep my nie omdat ek dit verdien nie. Of omdat ek beter is as ander mense nie. Of omdat ek iets goeds gedoen het vir God nie. God het my geroep en gered omdat hy vir my lief is. Hy het my gered deur sy genade. En selfs hierdie voorneme van God om ons te red en te roep, en om vir ons die Heilige Gees ook te gee, daarop het God self besluit. Wanneer het God dit besluit? Die woord leer ons nog voor die grondlegging van die wêreld, het God al besluit om sy genade aan jou en my te skenk in Jesus Christus. Het God al besluit om sy Heilige Gees vir ons te gee. Nou wat sê dit vir jou? Belangrik vanoggend, jou omstandighede het nooit die finale sê oor wat met jou gebeur nie. Onthou dit, goed kan verander soos dit wil. Kan gebeur wat dit wil, maar dit het nooit die finale sê oor jou en wat met jou gebeur nie. God self het daardie mag. Kyk hoe mooi sê Paulus dit in sy omstandighede dan vir Timoteus. Hier waar Paulus in die tronk sit en hy weet hulle gaan hom doodmaak, sê hy vir ons baie duidelik, die dood het nie eers meer 'n finale sê nie. Christus het dit oorwin. Daarom kan 'n gelowige lewe met hoop. Al is dit nou donker, weet jy die lig gaan net nou skyn. Want wie in Christus glo, word nie teleurgestel nie. Hy is die verlosser wat selfs die mag van die dood gebreek het. En deur die evangelie die onverganklike lewe vir ons geskenk het. En kyk wat doen Paulus, hy sê vir Timoteus, van hierdie evangelie is ek as 'n bedienaar aangestel, en ek skaam my nie daarvoor nie, selfs al moet ek in die tronk daarvoor gaan sit. Daarom sê hy vir Timoteus, jy moet jou ook nie skaam vir die verkondiging van die evangelie nie. Ook nie skaam vir Paulus wat in die tronk sit nie. Nee,
Jy moet weet, dit is die vreugde van die lewe. Daarom sê Paulus, is hy bereid om te ly vir die evangelie, te sterf vir die evangelie. Dan sê hy vir Timoteus, maar jy en elke gelowige moet ook bereid wees om sy deel van die ontberings te dra. Hoekom? Want Paulus weet, die krag om lyding te dra ter wille van die evangelie is nie in homself nie. Dis God wat die krag gee. En daarom moet Timoteus en elke gelowige, ek en jy ook weet, ons moet aanvaar die krag wat God vir ons gee. Waarvan praat ons? Afsluitend die krag van die Heilige Gees. Want dit weet ons, dat dinge verander en steeds sal verander, dat dinge nie dieselfde in ons lewens kan bly nie, dit moet ons vir mekaar sê. En soos vir Timoteus kan dinge in jou lewe moeiliker en moeiliker word. Die vraag is dan, hoe hanteer ons dit? En dis hier waar vanoggend se preektema belangrik is om te onthou. As dinge verander, onthou, die Gees van God is in jou. En hy verander nooit nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dank U vanoggend vir U Gees, die Heilige Gees, wat U en ons Here Jesus Christus ook in ons harte uitgestort het. Ons dank U vir die geloof, daardie kennis, vertroue en liefde, wat U deur die Heilige Gees vir ons gegee het. Ons dank U vir die krag om te volhard, selfs wanneer ons weet, tye en dinge in ons lewens, ons omstandighede verander elke dag. Dankie dat ons mag weet, U genade kom juis baie keer tot volle werking, juis wanneer ons swak is, wanneer ons nie weet watter kant toe of waar na toe nie. Daarom wil ons sê dat aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, die enige God wat leef en regeer tot in ewigheid, kom toe die lof, die eer en die aanbidding van ons harte. Amen. Daar is nou geleentheid om ons liefdegawes vir die diens van barmhartigheid te gee.
Kom ons loof die Here, Psalm 103. Ons staan vir die sing daarvan, vers 1, 2 en 3, waarna ons die seën van die Here sal ontvang. Ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die kragtige gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings. Die meelewing wil ons graag ook gelukwens vir Tannie Dora Eksteen, wat hierdie week 87 word, en dan ook vir almal wat saam met haar hierdie week ook verjaar, bid ons die seën van die Here toe. Dan ons vergaderings vir die week, die finansiële kommissie vergader eerskomende Dinsdag aand, en dan ook Dinsdagoggend se silwerkrone. Meeste van ons het al die uitnodiging gekry en daarop reageer. Ons kan nog tot môreoggend toe reageer daarop. So dit is 'n lekker ontbyt wat ons hier saam by die kerk gaan kom geniet, al die silwerkrone.
Nou wie wat nie weet wie dit is nie, dit is die ouer mense. Ek dink is 65 plus. Maar ons kan al amper 75 plus sê, want 1/3 van ons is bo 75. Dan die Bybelstudie Woensdagoggend en dan ook belangrik Vrydag is die eerste wegneem ete van die jaar. Dit is op die jaarprogram op die kalender aangedui. Hierdie week is dit vir die kerkkasse fondse en dis daardie braaibroodjie met 'n lekker stuk wors en slaai en dan ook nagereg wat jy ekstra kan bestel. Ons vra ook dat ons dit asseblief voor donderdagoggend sal bestel sodat die susters en ons die aankope kan doen in beplanning. Dan belangrike afskopfunksie is die 14de Februarie Saterdag. Ons gaan lekker kuier en ook saamwerk hier by die kerk, die susters. En ons vra almal moet kom, oud en jong, kinders, groot, klein, almal van ons, want ons gaan dan die voorbereiding ook doen vir die persentjies van die suster saamtrek moet dan ook gedoen word. So ons vra dan dat ons dit ook saam kan doen, iets wat Magalies Kruin vir die res van Pretoria se susters gee dan of doen. Weet daar's mense wat dit nie weet nie, maar die suster saamtrek is al die gereformeerde kerke in Pretoria, daarvan Midrand af tot by Rooiwal, van Bronkhorstspruit af tot by Pretoria Wes. So is al die gereformeerde kerke se susters wat by mekaar kom vir die jaarlikse suster saamtrek en Magalies Kruin is die gasvrou vir die geleentheid. So dis dan die 7de Maart. Ek weet ons susters gaan afslag kry want ons werk. So ek weet hulle het dit die week gesê. So onthou dit asseblief en met die oog daarop, ek dink ons gaan na vanoggend 50 blikkies kort. So ons kort nog net 50 blikkies vir die 14de gaan ons daardie blikkies dan gebruik. So dit is dan enige kos blikkies voor die 14de Februarie. Dan is daar katkesasie, die kinders kom hiernatoe en daar's vir julle koeldrank ook. As julle klaar was hier en die res van ons is daar tee. Die susters sien ek is daar besig in die kombuis. Hulle wag vir ons. Dankie.